Welkom almal hierso by Iwer Swart. Hoe spreek mens jou van uit? Swart. Swart. Swart met 'n Z, my broer. Swart met 'n Z, swart. So Ja. welkom almal by Iwer se boek launch. Ek is Pierre Du Plessis. Ek is ook 'n skrywer en 'n bietjie van 'n prediker nou en dan. En dis my groot voorreg om hierdie te doen saam met jou, Iwer. Dis super awesome. Jou eerste boek. En wat 'n groot en massive voorreg actually vir my om hierdie gesprek met jou te kan hê. Ek dink jy's 'n freaking legend en ek sal net jaloers op jou amazing klere wat jy dra en die cool stuff wat jy sê. Dis altyd regtig awesome. So die boek se naam is die verlore seun van die gaaitjie, né? Ja. Ja. So vertel vir my 'n bietjie en vir almal wat kyk, hoe dit gekom dat jy die boek geskryf het. Het jy besluit jy wil die boek skryf of is dit iets wat oor jou pad gekom het? Hoe die storie begin? Ja, Jesse, dankie Pierre vir dit. Ek het die verlore seun van die gaaitjie is maar die storie wat en die pad wat ek gestap het, nee. So dit is 'n boek wat eintlik nou al ek is nou 35 jaar oud. 35 years in the making is. So Susan van Lux Verbi het iewers het sy te hore gekom van my en sy het my gekontak vir 'n koffie en sy het my straight up gevra oor hierso stel jy belang in 'n boek, maar hoe sal dit lyk? En ek wou nog altyd 'n boek geskryf het. Ek het net nie geweet wat sal dit wees en hoe sal dit vorm vat. So met haar hulp het dink ek kon met 'n beter titel en konsep as die verlore seun van die gaaitjie mee opgekom het. Ja, dit is great. Dit is 'n goeie titel hoor. Ja, so natuurlik vir almal wat kyk, die boek word uitgegee deur Lux Verbi. Ek weet die so skryfproses self. Ek weet jy het nou sê nou jy het nie gedink jy is 'n skrywer of gaan nooit 'n boek skryf of wat ek al, maar so hoe was die skryfproses vir jouself? Het jy jouself gaan toesluit daar in die berge in 'n modderhut en met 'n pen geskryf daar op 'n ou stuk diervel of wat het jy hoe was die skryfproses vir jou? Wat het jy gedoen? Kyk, as 'n man nog nie 'n bekroonde skrywer is soos Pierre Du Plessis nie, dan skryf jy maar soos jou dae gebeur. Jy kan nie nou 'n week afvat en daar in die berge gaan sit nie. So dit was nogal 'n tawwe proses geweest. Ek en Nadine, my vrou, ons het Augustus verlede jaar het ons half die kontrak en als deurgegaan en toe moes ek nou begin skryf. Maar dis een van daai goed van okay, as ek 550 of wat ook al woorde 'n dag doen, tot en met daai tyd behoort ek okay te wees. En dan stel jy uit en jy stel uit. So voor jy weer kom kry moet jy 1000 woorde 'n dag of wat ook al die geval is. Maar die boek die skryfproses was vir my twee goed baie belangrik wat sterk deurgekom het. Was vir my 'n baie helende proses omdat die storie maar my eerste helfte van my lewe het baie meer pyn is. 98% van dit is net pynvolle herinneringe van groot word, sonnepa en al daai goed. So dit was ek het by plekke het ek verlang gestaar net na daai blinking line om net want ek weet as ek nou moet praat dan gaan nou klomp ander goed uitkom. So dit was my helend geweest in daai opsig en dan ook aan die tweede kant was dit ek het baie versoeningsgesprekke onder die oppervlak versoeningsgesprekke met familielede gehad want ek moes teruggaan na hulle stories toe om te kan dat hulle kan sê dit wat jy daar sê die feite dit het eintlik gebeur of stel dit so want ons verstaan dit so dit het baie helend en dan ook baie versoenend die proses gewees vir my. Ja, ek kan dink daar is regtig amazing. Wat was vir jou as jy nou dink al die hoofstukke wat jy geskryf het, watter hoofstuk was vir jou die moeilikste om te skryf? Ja, so daar was die een oor vroeg in die boek is daar 'n hoofstuk oor my broer, my ouer broer, by wie se moord ek betrokke was. En nou ek het al baie keer my storie vertel by kerke en op plekke en dat jy weet jy het 40 minute om 'n storie te vertel, so jy kan in elke deel net
5 of 7 minute spandeer en hier is 'n hele hoofstuk om die leser deur daai om hulle in die gaatjie in te vat, om hulle in daai straat te vat met die geel lamppaal, dowwe lamppaal, om hulle te vat en te sien hoe die rook trek uit my broer se leerbaadjie toe ons hom geskiet het. So daai was vir my baie moeilik om vir die leser taal te gee aan wat daar gebeur het. Die ander hoofstuk wat moeilik was vir my was natuurlik die een oor my ma, hoe ek en my jonger broer in die gevangenis was toe sy oorlede is en hoe ons nooit die geleentheid gehad het om vir haar baie te sien. Ons kon nie na haar begrafnis toe gaan nie. So daai 2 hoofstukke was vir my baie moeilik. Yes, ek kan net dink ek het nou reg vir jou ook gesê, ek dink ek wens ek kon jou ma ontmoet want die manier hoe jy haar beskryf in die boek is net vir my so fantasties. Ek dink daai is nie 'n tannie wat jy mee sukkel nie of enigiets hoor. Ek dink sy is like so sterk en 'n ongelooflike vrou, maar net ek wil eintlik nou weer so net so 'n bietjie oor haar praat en oor jou pa ook, maar as jy net so in breë trekke vir die mense wat nou nie weet waaroor die boek regtig gaan nie of wie jy is nie of so, net so in breë trekke. So wat is die storie van die verlore seun van die gaatjie? Wie is die verlore seun van die gaatjie? Ja. So die verlore seun van die gaatjie as Iwer Swarts wat op 3 jaar ouderdom sy pa oorlede. En daai het die stage geset vir 'n hele klomp goed waar ek kon gekies het om met meer verantwoordelikheid te leef, want nou is daar nie iemand om my aan die hand te vat nie, of ek kon gekies het om 'n klomp dinge op sy skouers te sit terwyl hy dood is. En ek het daai laasgenoemde roete gevat. So ek het 'n klomp besluite gemaak gebaseer op die feit dat ek sonder 'n pa groot geword het, 'n hele slagoffer mentaliteit. En dit het daar bygedra dat ek uit die gaatjie uit die gaatjie is 'n area in Grabouw. Eintlik is die groter area Pineview Grabouw, maar die gaatjie is so 2 of 3 strate van Grabouw. Sy eie naam eintlik, maar hulle is gebrand die gaatjie, eintlik die ghetto. So die verlore seun van die gaatjie is half the prodigal son of the ghetto tipe vibe. Ja, en dan het die boek maar net daai storie gevolg om vir elke persoon te sê, hier is my lewe. Ek het sonder 'n pa groot geword, die gaatjie het my gevorm, ek het 'n klomp besluite gemaak in my lewe wat my in die tronk laat beland het, en nou is ek hier om van die ander kant af in jou gaatjie experience taal te gee. Want ons almal het 'n laagtepunt. Gaatjie is daai rock bottom ervaring wat ons baie keer beleef. So hier is vir jou taal aan jou experience ook. So, dis amazing. Jy daai hoofstuk oor jou pa, was ook vir my regtig treffend, en ek dink baie soos jy nou gesê het, daai die slagoffer mentaliteit of posisie wat jy al ingeneem het omdat jou pa oorlede is toe, en die manier hoe hy oorlede is ook, so jy beskryf het so, ek kon dit so sien in die boek hoe jy die vuur gemaak het en hoe hy naby die venster probeer kom om uit te kom, en hoe hulle nou seker maar versmoor het of so, maar dit is so wild, en ek wonder, dink jy jou lewe sou anders gewees het as jou pa daai venster kon oopkry? Dit is wat ek vir myself die hele tyd laat glo, dat wat tweedelig is, want aan die een kant kon ek anders te gekies het, as of hy nou daar was en nie daar was nie, kon ek nog steeds deur al daai klomp gemors gegaan het. Maar die storie wat ek myself vertel en aan vashou is dat as hy daar was, weet ek hy sou dalk 1 of 2 of 3 goed wat sentraal staan van hoe ek 'n man word in daai sin, sou hy dalk aan my oorgedra het. Ek het baie min gehoor van hoe hy as 'n man en as 'n pa was. So ek het 'n klomp stories vir myself opgemaak dat ek tog sou anders te geleef en gekies het as hy daar was. Maar dit is 'n 50-50 ding, daai wat as ding. Ja, daai is groot, ja. Ek dink dit is ek weet in my eie lewe en mense wat ek baie mee praat, het so
is ek altyd geneig om so vas te vang in wat as dit nou maar net so was, dan sou dit anders gewees het. Maar daai is nie, ek meen dis nie gewaarborg nie. Dit kon net sowel erger gewees het of weet een nou sê nodig, maar as dit nie dit was nie, dan was dit dalk iets anders. So moenie worry nie, geklap word. So jy skryf ook beautiful oor jou ma, soos ek nou gesê het, Ma Letty, en net wat so groot invloed sy in jou lewe gehad het, en terwyl ek die boek lees, so dink ek dis so mooi, want dit is amper asof die boek haar storie ook vertel, sowel as jou storie en dit wat sy deur is, en nou kan duisende mense ook daai haar storie lees en geïnspireer word deur haar storie. Wat dink jy, as jy so een of twee goeders moet uitlig, wat dink jy, wat se geskenke wat jou ma vir jou gegee het? Weet, wat se rol het sy in jou lewe gespeel? Ja, ek sê in een van my gedigte, Ma Letty was regtig 'n eyster geweest. Sy het nie teruggedeins vir enige uitdaging, want sy het geweet, nou moet ek 'n ma en 'n pa wees. Ek moet dissipline toepas en ek moet kos voorsien en dan moet ek sorg dat die kinders deur die skool kom. En een van die goedes wat ek ook vertel in die boek is hoe sy my eendag deur die gesig geklap het toe ek wil 'n ander laaitjie met 'n klip gooi omdat hy 'n klip na haar toe gegooi het. En dat sy my geleer het wat ander mense aan jou doen, het jy baie keer nie beheer oor nie, maar hoe jy reageer op dit is alles binne jou beheer. Ek onthou ook hoe sy eendag gaan beklei het vir my by die laerskool, omdat hulle my nie in die rekenaar kursus wou gesit het toe die rekenaar kursus vir die eerste keer by jou skool aankom, en hoe sy gaan beklei het, maak nie saak hoe sy gelyk het, maak nie saak hoe arm sy was nie, niemand sal my kinders judge based op hulle agtergrond en waar hulle bly nie. En ek het 'n stuk resilience by daai geleef wat my nou nog, as ek so bietjie swaar voel, ek kan nogal baie vinnig baie swaar voel oor die lewe en goed, en dan is dit asof haar stories en wie sy was, daai goed dra vir my dwarsdeur. Ja, ek kan dink oor die manier hoe jy beskryf in die boek is regtig net is regtig ongelooflik. En ek dink so gepraat oor, jy praat oor swaar kry, en die boek praat ook baie oor swaar kry. En jy beskryf die omstandighede van die gaaitjie en ook van die tronk en van al die verskillende stories van swaar kry. En dan skryf jy ook baie oor God. So tussendeur die storie is daar so hierdie wat vir my so mooi is van die boek, actually hierdie verstaan van God wat besig is om te ontwikkel, en dan is jy nader en dan is jy weg, en dit groei so. En ek dink as jy nou terugkyk oor dit en jy dink terug oor jou swaar kry, en waar in die boek ook baie keer gevra het, weet, maar waar is God nou? Hoe werk dit? Hoe kan mense, en jy sê dit, ek dink jy sê dit so 2 of 3 keer, hoe kan mense bid vir parking spots as die Here nie kan opdaag by daai storie wat jy vertel van jou broer in die bad, waar jou ouer broer hom so geslaan het nie. En nou, hoe kan God nie daar, maar God kan jou parking gee, maar hoekom kan hy nie daar inkryp wanneer 'n kind mishandel word nie? So, en ek meen, daai is 'n groot vraag, en ek dink in tye soos hierdie ook, in hierdie 2020, in die jaar wat die boek nou uitkom, is dit dalk so tydig dat dit nou uitkom, as mense dink, maar hoe dink jy oor swaar kry en God? Waar is God in swaar kry? Daai is moeilike en groot vrae. So, as jy nou so terugkyk, wat sê jy dink, waar was God gewees daai dag by die bad, of daai in jou lewe gewees op daai stadium? Ja, ek het altyd 'n weird verstaan van God gehad. Ek het altyd gedink God is die een wat net hy kom net deur vir jou. Daar's nie verhouding nie. En veral as Christene, en tot vandag toe God in die konteks van 'n pa sit, het ek hier 'n verwysingsraamwerk, as ek moet gaan soek vir 'n verwysingsraamwerk van 'n menslike figuur van 'n pa, en dis hoe God lyk, is dit my ouer broer wat is anderhand. So dit was vir my baie moeilik om God, toe ek tot bekering kom, om hom met as 'n liefdevolle persoon wat verhouding wil hê met 'n mens te aanvaar. So daai tyd was God uit en uit net 'n control-freak, een wat net dissipline toepas. Hy staan nooit reg om te sê wat jy reg gedoen het nie. Hy staan net reg om straf uit te deel wanneer jy verkeerd gedoen het.
omdat die aardse prentjie wat ek van 'n pa en 'n figuur van daai soort het, was baie ongesond. En dit het vir my jare gevat om by die verstaan van God te kan kom. En ek sê ek het dit nie eens 100% nie, want daar's nog party dae wat ek nog steeds daai vrae hardop en net vanuit 'n ander plek uit na hom toe gooi. So dit is maar op en af om te sê God was nog die hele tyd daar. My brille en my lense waardeur ek na hom gekyk het, was net heeltemal messed up. Ek het na hom gekyk vanuit die plek van my swaar kry en nie vanuit waar hy staan, dat hy ook die me too God is, dat hy ook net so seer kry dat hy die suffering Christ ook is in my ervaring nie. So ja. Ja, so dit is amazing. Ek dink baie keer ek sit en lees Sondag weer daai Johannes 11, daai stuk van Lazarus en Jesus wat huil by die graf, en toe sê die een teoloog, hy sê dis hoe God in beheer is. God huil by die graf. Dink ek dis so moeilik om te verstaan, maar en ek dink in jou storie as ek so lees, dan sien mens God as 'n buitestander die hele tyd daar, en ek baie keer toe ek dit so lees en dink ek dink God se naam in jou boek is Maleti. Maar dat hy so teenwoordig was vir julle. So daai is regtig amazing. So as jy so 'n bietjie verder in die boek, dan die dele wat jy geskryf het oor die tronk is natuurlik iets vir my wat nou nog nooit in die tronk was nie, en Here help my nooit in die tronk sal wees nie. Dis hy goed realiseer as jy verkeerd gaan. Maar dis ook so 'n wille stories van so hierdie vreemde wêreld wat weet mense nie ken nie, hierdie wêreld van overalls en 6 snye wit brood en pap in die oggend en wat wat my interessant was is die tips wat jy geskryf het. Terwyl ek dit so lees, dan dink ek moet nie die goeders onthou dan, want dalk eendag ek moet onthou, jy moenie jou eie bed kies nie. Jy moenie dit, jy moenie dat. So ek weet dit sou dalk bietjie op 'n ligter noot en stuff, maar hoe het jy daai oorleef as 'n jong seun? Wat is jou mindset? Hoe het jy jouself deur dit gekry? Dit is die goeie en die slegte ding van in sulke omstandighede buite die tronk groot word, dat daar's 'n heeltyd almal het 'n prentjie van die tronk, al was jy nog nooit daar nie, want daar is iemand in jou huis of iemand in jou vriendekring of iemand op die skool wat al daar was. So jy kry so hier en daar bietjie oorlewing 101 by hulle, sonder dat jy nou jou prep vir dit. Maar dis waar Romeo, die vriend van my, 'n groot rol in my lewe kom speel het, want hy het die hele system, hy het geweet hoe om die system te speel, hy het geweet waar om in te pas in die system, en hy het vir my daai eerste dag, wat ek beskryf ook in die boek, toe ons tronk toe gaan, het hy en 'n paar ouens vir my gecoach, met wat ek nou al geleer het vandat ek buite is, hulle my gecoach hoe om daai eerste dag aan te pak, en dis dieselfde by elke tronk, het bly dieselfde, maar daar's 'n paar lesse wat jy ook 'n harde manier moes leer. So ek weet of ek het in die boek vertel, waar ek was deel van die 26 bendes, en ek het 'n Elitiese geld gevat. Nou niks in die tronk behoort aan jou nie, as jy deel is van die bendes, dit behoort aan almal. En ek het daai geld weggesteek, en hoe die bendes my 'n gat in die kop geslaan het oor daai geld wat ek gevat het. So ek het ook maar 'n paar van die goede op 'n harde manier moes leer. Sure, want ek kan myself nie eens omtrent indink in daai situasies nie, maar jy het nou gepraat van Romeo, en dit wat my opgeval het van die boek eigenlijk, is hoeveel mense se name daar in die boek staan, van hoeveel mense se name jy en dan is dit net sommer een nie, dan is dit sommer so lys, dan is dit hierdie een, en ek is dankbaar vir hierdie een, en hierdie was saam met my in die gaatjie in die skool, en hierdie was saam met my by die tronk, en hierdie was saam in die bende, en so. So wat beteken vriendskap vir jou? Pierre, ek het een keer gesê dat
self-made is 'n myth. Niemand van ons kan bestaan op ons eie en voortbeweeg in die lewe buitekant 'n gemeenskap nie. Buitekant 'n plek waar jou storie eerstens veilig is en 'n plek waar jou rug, waar jy weet sonder twyfel, hier my rug word gecover. Maak nie saak wat ek dit beteken nie hulle gaan al my foute net sommer laat gaan nie. Maar ek weet as ek my foon optel en ek bel die persoon, weet ek my storie en my gemors is alles veilig. En so ek het van daai tyd af het ek besef die waarde van vriendskap. En oral waar ek gegaan het ek met alles in my probeer om my wortels daar te plant en dan vriendskappe te bou. So oral in die land het ek iemand wat ek close mee is, want dit is al way hoe ek dit tot hier sou gemaak het. Ek sou dit glad, ek sou teruggewees het in die tronk of ek sou dood gewees het. Maar as gevolg van mense wat hulle 'n privilege leverage, wat hulle werk op die spel sit en hulle roeping op die spel sit vir my, het gemaak dat ek en jy die gesprek nou grootendeels kan hê. Ja, dis regtig amazing hoor, maar terwyl ons gepraat het oor die tronk, het ek nou gedink, daar's 'n storie wat jy gepraat het van Jolanda, wat jy so geïnspireer het, en ook, sy het by die biblioteek gewerk, né? Ja, reg onthou. Ja. En ek onthou nou die dag het jy op Instagram, ek weet jy lees baie, en het jy so 'n foto gepost van jou bene wat so uithang by die tralies, of deur die heining, of iets soos dit, te sê, jy dink so aan hoe jy in die tronk so gelees het. So, wat het jy gelees? Is daar enige boeke of iets wat jy kan onthou wat jy in die tronk gelees het, jy gedink het, wat nou nog by jou bly, wat jy kan dink, hierdie het my geïnspireer, of jy regtig nie? Nee, daar sê eintlik boeke wat ek het probeer onthou, wat het ek daai tyd gelees? Maar kan glad nie aan 'n boek dink jy, maar juffrou Jolanda sal miskien kan noem wat se boeke was daai tyd in sirkulasie in die biblioteek. In die bib. So, wie is jou van jou gunsteling skrywers en boeke en goed wat jy nou onlangs lees? Ek het nou Jordan Peterson se 12 Rules wat ek nou bietjie deurwerk. Ek het Robin DiAngelo se White Fragility wat ek deurwerk, en dan ook Furiel Haffordzi se What If There Were No Whites in South Africa wat ek deurwerk. Maar van my gunsteling geestelike skrywers het ek Tim Keller wat ek The Prodigal Prophet van hom wat ek nou lees. Ek het jou boek, nie om vir jou punte te gee nie, maar jou boek is op my lys, agter in my boek het ek 'n lys van 20 boeke wat ek regtig geniet en wat ek aanbeveel aan my audience. So agter is jou boek is ook daar. Dink is jou eerste in die Jesus ryk na Jesus ryk. Ja. So daai ene so, dankie. So ek probeer Suid-Afrikaanse skrywers nou meer lees, maar dit is moeilik om 'n breë Suid-Afrikaanse skrywers kontekste in ag te neem. Ja, dis nogal interessant om, dis moeiliker om goeie Suid-Afrikaanse boeke te kry partykeer, maar gelukkig skryf jy nou ook, so nou dis 'n bietjie meer goeie Suid-Afrikaanse boeke. Hoorie, maar jy praat nou juist oor daai titel, daai Furiel Jaffe se boek, en Robin DiAngelo se boek wat jy lees, White Fragility, en dan What If There Were No Whites in South Africa, en dis ook 'n tema wat in jou boek uitkom, aan die in die laaste deel van die boek, dan praat jy ook hoe jy vir Nadine ontmoet het, jou vrou, en ek weet nie van kykers weet dalk nie, maar hoe beskryf jy goeie wit Afrikaanse meisie uit 'n middelklas huis, of iets, 'n wit middelklas huis, of iets soos dit. Ja. En nou, mense nie weet noodwendig dat jy in 'n gemengde ras huwelik en so is nie, en is ook iets wat obviously vir jou na in die hart lê, is die gesprek oor rasisme en die rassekonflik wat nou ook so in hierdie lockdown tyd opgevlam het in Amerika, en ook hier so by die huis. So, vertel ons bietjie meer van hoe voel jy daaroor, en wat is jou, hoe is dit om in so 'n huwelik te wees? Vertel ons bietjie meer.
Ja, ag, die grootste wanpersepsie wat ek dink wat baie Afrikaanse mense wat my het op Facebook op so wat hulle het van my is dat hulle sê ek kom as of hulle sal sê ek is 'n rassis of ek kom as 'n rassis maar hulle weet nie hoe passionate, passievol ek is oor rasseversoening in ons land en veral onder die millennial en jonger generasies in ons land. Nie dat die ouer generasies is, jy kan nie meer hulle minds change of wat ek al maar ek is regtig passievol en hy dien se verhouding met my en my verhouding met 'n familie het vir my regtig so gegrond in dat die hele cliché van nie alle wit mense nie, dat hulle lewe regtig ten spyte van haar agtergrond, lewe hulle regtig dat hulle ek is hulle kind. Hulle leef in daai plek waar hulle vriende vir hulle sal vra, hoe manage julle die ding en hulle sê wat se ding, wat is daar om te manage. So hulle het vir my iets kom wys dat dit moontlik is om regtig met alle eerlikheid in 'n versoenende vriendskap, verhouding, pa en seun. Die eerste keer toe die woord pa uit my mond uitkom was toe ek en Nadine getrou het. 28 November 2015. Toe die woord pa teenoor 'n menslike figuur die eerste keer uit my mond uitgekom en dit het alles vir my verander rondom en dis waar ek baie sterker begin werk het oor rasse verhoudings in ons land, want as dit in my huis so mooi kan lyk, hoe mooi kan dit nie lyk in ons restaurante, in ons werkplekke, in ons skole en daai plekke nie. Ja. En dis so 'n belangrike gesprek om te hê en ook om oor te gaan na aksie toe. So wat sê jy sê as iemand sit en kykie en dink jy ek voel dieselfde. Ek voel ook dit moet beter en goed moet verander en so, maar ek weet nie wat om te doen nie. So wat dink jy kan mense doen? Wat is 'n praktiese ding wat iemand wat kyk kan doen? Ja, ek dink die maklikste beginplek is meeste van ons het 'n skoonmaker in die huis. En ons sal op social media brag hoe kom ons sê nou hoe Letty deel is van ons gesin. Maar ons het nooit die gesprekke met Letty wat ook vir Letty laat voel sy is deel van ons gesin nie. As ons klaar met Letty gechat het en ons het wat klere gekoop en sy het klere huis toe gestuur, is sy maar nog net steeds nog ons werker in die huis. So die maklikste nie dreigende plek om daai gesprekke te hê is om met Letty in jou huise te hê en te vra, Letty, vat my deur jou ervaring. Gee my 'n glimps vanuit jou oë. En as 'n mens hoe meer gemaklik ons raak met Letty, dan kan dit nou intentioneel raak dat ons iemand anders bevriend. Want ek dink mense wil in die gesprekke klim, hulle weet nie hoe nie en hulle is bang dat hulle iets verkeerd gaan sê. Maar in jou huis by Letty is dit die beste plek om te begin. En dan kan jy na my toe kom of na iemand toe kom en sê, Iwer, ek het nog 'n paar dieper vrae. Ek het met Letty vriendskap gebou, meer as net om 'n salaris te betaal, maar ek het nog 'n paar ander vrae. Wil jy koffie gaan drink en ek het daai vrae deurwerk. Ja, daai is goed en uit lekker prakties. Ek dink dit is 'n goeie plek om te begin. So as ons nou so amper hier so aan die einde van ons gesprek, maar wat wil jy hê moet mense wegneem? Wat is jou droom vir die boek? Wat wil jy hê moet mense neem uit dit uit? Wat wil jy hê moet gebeur met die boek? Obviously soos duisende kapies verkoop, maar besides dit, wat wil jy hê moet gebeur in mense se lewens as hulle dit gelees het? Ek dink as twee goedes vir my, Pierre. Die eerste is om met dankbaarheid, regtig met dankbaarheid te leef. Want ek is ook bewus, daar is so 'n klein hoeveelheid mense wat met die beleefde ervarings van die boek kan relate. Maar elkeen wat die boek lees kan dankbaar wees. Al is dit ook net vir wow, my maak is so bly vir hoe ek met my verhouding met my ouers het, of ek is dankbaar dat ek 'n dak oor wat ook al. So die eerste ding wat ek wil hê is mense moet met dankbaarheid leef. Die tweede ding is om te besef
ons is almal een besluit weg van 'n gatjie ervaring af. Een besluit weg van 'n varkhok verlore seun ervaring af. Ons dink ons is beter as omdat ons die moord gepleeg het nie. Maar ons haat binne in ons harte. En Jesus het daai vergelyking gemaak. So ons is almal een besluit. So die twee loop saam. Wees altyd dankbaar vir waar jy is, maar leef ook met daai tensie dat daai kan ek binne 'n oogwink kan dit ek wees. En wat doen ek dan nou terwyl dit nie ek is nie? Wat doen ek met dit wat aan my gegee is? Ja, daai is groot hoor. Daai is groot. En sê vir my wat is volgende vir jou? Is daar nog 'n boek op pad? Toe jy eers 'n paar jaar leef voor daar nog 'n storie kan uitkom? Wat is jou planne met skryf? Nee, ek is besig met 'n digbundel, so ek wil 'n bietjie van 'n digbundel uitbring, Skollie Psalms. So ek skryf bietjie vanuit, want ek wou 'n hele klomp gedigte in die boek gesit het, maar Luc Weerbe het gesê die audience, hulle het nou al gesien en hulle is die kenners op daai vlak. Relate so lekker met poems nie. So toe vat ek nou al daai goedes en ek gaan dit nou dan in 'n probeer in 'n digbundel sit met Skollie Psalms. So ek vertaal bietjie van die psalms in Skollie taal, in Kaapse bendetaal. Ek vertaal van die tekste wat ek baie lief voor is, vertaal ek dan nou in Skollie taal en so. Ja, wow, dit klink ongelooflik. Ek kan nie wag om dit te sien nie. Ek hou baie van digkuns en goeders. Wie is jou gunsteling digter of spoken word persoon of poet of wat ook al? Op die oomblik het ek wat is die ou se naam, Loftus Maree se boek wat ek nou se digbundel deurwerk. Ek het die komputer staan nou op die groot verse boek elke dag. Dit is deel van my ritmes, my daaglikse ritmes. Oggendritmes, ek stilte dit of wat ek al hou, dubbel espresso, 2 gedigte. Dit is elke liewe dag. En dan ook Dani de Tooi se warmer voor die tuimeldroër is ook vir my nou 'n baie goeie een om deur te werk. Wow, maar jy is 'n diep siel hoor. Ek hou van jou practices. Daai is so mooi. 'n baie mooi gedigte. Ja, koffie en gedigte is 'n goeie combo. Hoorie en wys vir ons jou sokkies. Ek het nou ek het my slaapsokkies aan. Het jy slaapsokkies aan? Nee, maar ek dink dit gaan jou lekker vir almal wat kyk wat nie weet nie, as jy ooit vir Iwer in die regte lewe ontmoet, dan check sy sokkies. Hy het altyd die beste sokkies aan en is gewoonlik ook 'n onpaar, né? Jy sê dra so 2 verskillende sokkies. Maar daai is my regtig awesome van jou. Ek love dit. Baie cool. So Iwer sê vir ons net om die af te sluit, waar kan mense die boek koop as hulle hom wil hê? So julle kan die boek by Exclusive Books, by Exclusive Books en 'n hele klomp Exclusive Books om die land, by Bargain Books, by sommige van die P&A's, by Uppercase Book, dan ook Loo.co.za is jy verseker van, hulle het 'n hele klomp bestel. Takealot het bestel en dan is dit uitverkoop en dan bestel hulle weer. En dan kan mense ook direk by my, veral mense wat in Gauteng bly, kan direk by my koop. Ek teken dit vir hulle. Ek weet nie wat is mense se obsessie met 'n getekende boek nie. Ek weet nie of hulle dink daar's 'n ekstra blessing op dit nie, maar ek vat dit soos dit kom, nee. En dan ook, want dan vat ek dit na die mense toe persoonlik en as het so 'n bietjie van 'n chat. So en in die tyd wat 'n mens nou nie fisiese boekbekendstellings het nie, gaan ek nou van die week af Woensdag gaan ek so elke week 'n uur by Starbucks in Menlyn Main uithang en dan enigeen wat 'n boek wil hê kan dan daar kom en dan kan ons chat en jy koop 'n boek. Lekker. Daai is 'n goeie idee. Ons het nie Starbucks in die Kaap nie. Dink die Kaapenaars sal doodgaan, maar dit is mis nogal eintlik om so Starbucks as ek moet bely. Maar dankie vir dit Iwer en dankie vir die gesprek en dankie dat jy dit geskryf het en dit is my 'n voorreg om jy te kan ken en so 'n klein deeltjie hier van jou storie kan uitmaak hier in die einde. En ek hoop ek kan nie wag vir daai digbundel en daai goeters nie en ek hoop daar kom nog baie uit jou pen uit of uit jou rekenaar uit dat ons stories, nog Iwer stories en nog gaatjie stories kan lees. So dankie vir dit en waardeer. Thanks Pierre, baie dankie, ek waardeer dit. Cool, dankie.